Goeiemôre, 25 Julie 2026, lesing 72 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. En van al die boeke in die reeks, daar's 11, is hierdie boek 4 het nogal vir my toe ons hom vertaal het vir my die mees, ek sal sê, grootste openbaringe gebring, onder andere wat ons nou mee besig is, oor wat gebeur met siele aan die ander kant. Ons het nou gister gekyk en ons het nou opgehou, toe Matthijs nou sy verklaring gemaak het, toe hy 'n kind was en sy pa gehelp het. Sy pa was 'n tipe dokter, en hy het maar altyd geluister na Matthijs se inligting wat hy vir hom gee, want van die goeie geeste, vadergeeste wat daar was, het vir hom partykeer medisyne voorgeskryf, en dan kon hy sy pa sê wat om te doen. Nou het ons opgehou waar iemand 'n vraag gevra het, hoekom het hierdie nevel, wat nou bo hierdie vrou se bed waarneembaar was in die gees, hoekom het dit so moeilik uitgegaan? Hoekom het dit so lank gevat? Ek dink ons praat van 2 ure wat sy besig was om oor te gaan na die ander kant toe. En dis die vraag en die antwoord is nou hier in hoofstuk 1:2:9 en die opskrif is die skeidingsproses van die siel van die liggaam. Dit is nou met 'n bedsituasie en 'n siekte. Ek weet nie wat gebeur met 'n sê maar kop aan kop onmiddellike dood nie. Ek het nou nog nie dit raak gelees hierson nie. Maar kom ons kyk wat gebeur waar baie van ons nou al by siekbeddens gestaan het en mense dopgehou het wat oorgaan na die ander kant toe. Joshua sê, dit sal julle dadelik kry. Luister dus, die waarneembare nevelige uiterlike, wat egter nog altyd nog 'n menslike vorm het, is die gevolg van die groot benoudheid van die siel, tydens die oomblik van skeiding, waarby sy van pure vrees en ontsetting 'n paar oomblikke lank heeltemal haar bewussyn verloor. As ek julle kan terugvat, is dat hy in die begin, Matthijs sien, net hierdie nevel, eerste omtrent die grootte van 'n 12-jarige dogtertjie, maar hy kan niks waarneem nie. Dis 'n nevelagtige ding, so 'n mistige ding. Nou kom Joshua en hy verduidelik. Dit is 'n buitengewone kraginspanning van die skeidende siel om haarself te handhaaf in haar bewuste bestaan. Al haar dele word daardeur in 'n buitengewoon heftige trilling gebring. Soos weer by vibrasies. Wat maak dat ook die geoefenste oog, wat in staat is om geeste te sien, soos Matthijs, geen bepaalde vorm kan raak sien nie. 'n natuurkundige voorbeeld hiervan sou die bassnaar van 'n harp kan wees, of kon wees. As jy dit hard geslaan het, sal dit 'n tydjie so vinnig heen en weer beweeg, dat jy dit slegs as 'n deursigtige, nevelige draad sal sien. As die snaar opgehou het met tril, word sy eintlike vorm weer sigbaar deur die rus. Dit het ons almal al gesien. Nie net 'n bas, viool nie, maar ook 'n gitaar se snaar. 'n soortgelyke verskynsel lewer ook die bekyk van 'n zoemende vlieg, waarvan jy die vlerke eers dan as vlerke kan waarneem, wanneer die vlieg opgehou het met vlieg, en daardeur ook met zoem. In vleiende toestand het jy dit slegs asof met 'n klein nevelwolkie omgewe gesien. As die siel op die oomblik van skeiding die verwoeste, verskeurde liggaam verlaat, wat nie meer verder bruikbaar is nie, vibreer sy dikwels met trillings, die grootte van 'n handbreedte, en wel so vinnig, dat jy kan aanneem dat sy in 'n enkele oomblik 1000 maal heen en weer en op en af gaan, soos 'n baie vinnige vibrasie. Solank die siel in so 'n trilling is dit selfs vir 'n toeskouer, wat fyn ingestel is, totaal onmoontlik om ook maar iets van die menslike vorm van die siel waar te neem.
Na verloop van tyd kom die siel meer en meer tot rus en word daardeur ook as menslike vorm sigbaar. Het sy egter ten slotte heeltemal in die rustoestand gekom, wat direk na die volledige afskeiding gebeur of intree, dan is sy ook dadelik in volmaakte menslike vorm sigbaar, met die voorbehoud dat sy nie voorheen deur allerlei sondes te veel misvorm was nie. Verstaan julle dit nou? En ek het gister gepraat dat 'n siel wat skei van die liggaam is baie misvorm deur sondes. Dit kan 'n geraamte vorm aanneem, dit kan die vorm van 'n demoon aanneem, van verskillende diere wat gekombineerd is in een wese. Dit is baie sondige siele, maar hierdie was nou 'n vrou wat nou nie die beste was nie, maar ook nie so sleg was nie. So sy het geskei van haar liggaam, bietjie moeilik gegaan, maar sy het daarom aan die ander kant as 'n mensevorm sigbaar geword. Soos wat die vorm was wat op die bed agtergebly het. Nou sê Mattheel, wat ons die verhaal gegee het, wat gesien het wat daar aangaan. O meester, u alwyse, hoe sou dit nou moontlik kon wees dat ek dit nie volkome verstaan nie? U het my hierdie verskynsel immers oorduidelik uitgelê. Maar nou sou ek, meester, vergeef my weetgierigheid. Ek sou tog ook wou weet in watter taal die 5 siele met mekaar gepraat het. Onthou, hulle het met die engele gepraat in 'n taal wat hy glad nie verstaan het of gedink het is ooit op aarde gewees nie. Self ken ek tog ook verskillende tale, maar nogtans verstaan ek nie 'n woord van wat hulle met mekaar gepraat het nie. Bestaan daar in hierdie wêreld nog 'n taal wat daarmee ooreenkom? Nou sê Yeshua van, o ja, die Burmaanse priesters maak gebruik van hierdie taal. Dit is die Sanskrit. En dit was die oertaal van die eerste mense van hierdie aarde. Die van julle, die oud-Egiptiese en ten dele ook die van die Grieke, stam almal byna heeltemal af van hierdie een en eerste mense taal. Dink julle miskien dat julle vader Abraham, Isak en Jakob sou verstaan het as hulle hier was en so sou praat soos hulle eertyds gepraat het? O, geensins nie. Julle sou geen enkele woord van hulle verstaan nie. Dit kos julle al soveel moeite om die boeke van Moses te verstaan, terwyl dit tog byna 1000 jaar jonger is as Abraham. Hoeveel te minder dan die aartsvader self? Ja, daar het by die Judeërs uiters baie verander. Dus sonder 'n tweede Babyloniese spraakverwarring, ook die taal, is dit vir julle nou ook duidelik. Mattheel sê, meester, dit verstaan ek nou ook. Ek glo dat alle ander dit ook begryp en daarom sou ek hier namens almal weer 'n vervolg van die lesse wou versoek. Yeshua sê, dit sal nie uitbly nie, maar jy het nog baie ervarings op die gebied van die sterwe opgedoen, en daarom moet jy ons terwille van jou broers nog 'n paar van die gedenkwaardigste daarvan vertel. Wat vir jou of iemand anders daarvan nie duidelik mag wees nie, sal ek dan wel aan julle verduidelik. Ek het julle reeds voorheen die ontwikkelingsgang laat sien, tot aan die punt van die oorgang deur die afval van die materie. Die liggaamlike dood is nog steeds die vrees van alle skepsels. Die redes daarvoor het ek julle ook heel in kort vertel. Dit sal by geleentheid egter nog uitvoeriger bespreek word. Maar vertel jy nou weer verder. Mattheel sê, o meester, alleen omdat u dit so liefdevol vra, sal ek nog 'n aantal gevalle beskryf, soos wat ek dit met die oë van my siel gesien het. Kom terug by hom, dat hy so wonderlike voorreg van geboorte af gehad het om in die gees te sien. Nou, baie mense weet nie wie's hierdie Burmaanse priesters nie. En wat het hulle dan nou voor op die Israeliete?
Die woord Burmaanse priester kom eintlik van die woord Brahmane af. En die woord Brahmane is 'n groep mense wat 'n sekere godsdienst beoefen het in die noordelike dele van Indië. En hulle was afstammelinge van Abraham. Brahman, Abraham, julle kan die verband hoor daar. Nou Abraham het na Isak en Sarah se dood, het hy weer vir hom 'n vrou gevat, met die naam van Keturah. En sy het 6 seuns gehad, en meeste van hulle het toe hulle groot was na die ooste getrek. En of hulle hierdie geskrifte wat Abraham gehad het, wat nog gedateer het van voor die vloed af, is sekerlik nou goed te aanvaar, want die geskrifte wat van Adam tot Noag se tyd beskikbaar was, so ons weet net van Henog se boeke, daai goed het nooit verlore gegaan nie. Dit was op die ark gevat en dit was gegee aan Noag se oudste seun Sem. En Abraham het uit die lyn van Sem voortgekom. En ons vermoed dat die boeke ook in sy besit was en so deur die stamvaders afgegee is tot by Moses, wat dan uiteindelik die wet vir ons geskryf het. Maar hy het al hierdie dinge, was hy van bewus, omdat hy daai geskrifte gehad het. Nou lyk dit vir my of eksemplare van hierdie goed ook na hierdie Burmaanse, of kom ons sê nakomelinge van Abraham kon gegaan het. Want hulle het 'n heel ander godsdienst as die godsdienste wat vandag daar bedryf word, soos Boeddhisme of Hindoeïsme, of wat is die ander goed, Krishnas en goed wat hulle daar het. Maar hierdie geloof is baie apart gehou, baie verborge gehou, omdat net hierdie priesters hierdie taal kon verstaan. En nou lees ons wat Joshua sê, dis 'n moeilike taal, dat as Abraham daar sou wees en in hierdie taal praat, sal niemand hom verstaan nie. Maar hulle kon, en daai kaste, hierdie Burmaanse kaste, hulle noem dit kaste, maar dis maar net afgesonderde groepe mense, bestaan vandag nog. Maar hulle laat glad nie van daai kennis uitgaan nie. Dit is natuurlik nou al baie verwring en is nie meer so waarheidsgesind en waarheidsgesteld as wat dit was aan die begin nie. Maar die boeke is nog daar. Op verskeie plekke sê Vader in die nuwe Openbaring dat die Sanskrit, die oudste skrif en oudste, hier sê nou dis die oudste taal. En dit was wat Adam en Eva hulle gepraat het tot by die tyd van Noag, en later het die taal maar verander. Hy praat wel hier van die Babyloniese spraakverwarring wat ook 'n invloed gehad het. Dis so 'n bietjie geskiedenis oor daai goed, maar eintlik gaan dit nou maar hier oor hoe lyk dit met mense, hoe gaan dit met mense wat doodgaan? Hier sien ons hulle, al wat ons by die bed sien, daar blaas hy asem uit, die oë verstar of die oë gaan toe, en dis al wat ons weet. Die pols hou op en dan is die persoon dood. Maar daar is 'n lewe verder wat ons nie kan sien nie, maar wat ons nou bevoorreg is om van 'n man wie se geestesoë oop was van kind af nou te luister. Wat die heldersiende Mattheël gesien het by die teregstelling van die roofmoordenaars. Hoofstuk 130. Nou sê Mattheël: Toe ek 'n jong seun van 12 jaar was en reeds in staat was om met manlike erns te dink en te praat, word daar in Jerusalem 'n aantal roofmoordenaars van die ergste soort veroordeel om gekruisig te word. In totaal was daar 7. Ek dink ons noem dit, sal dit nou noem, gewapende roof, en wat dan ook baie keer uitloop op moord. Maar vir my is die roofmoordenaar is 'n mooi woord, beskrywing. Dit was in die tyd nie net in Jerusalem baie opsienbarend nie,
maar ook in die verre omtrekke. In die tyd was 'n sekere Cornelius, hoof van die Romeinse leer, en daarby ook ad interim, dit wil sê tydelike landvoog. Hy was besonder vertorend op hierdie aardsbootswigte, omdat hulle met 'n ware tiere aard, die gevange mense, somme vir hulle plesier onder allerlei verskriklike martelings doodmaak, en daar des te meer plesier in het, na mate hulle iemand langer kon martel. Kortom, die begrip duiwel sou vir hulle nog veels te goed en fatsoenlik gewees het. So dis erge mense. Hier onderbreek Cornelius hom en sê, vriend, vergeet nie jou woorde nie wat vir my uiters waardevol is, maar ek moet hier terwille van die waarheidsgetrouheid van jou vertelling nog opmerk, dat ek die Cornelius was, en gaan nou maar weer verder met jou verhaal, want tot nou toe was daar nog geen enkele onwaar woord by nie. Mattheal vertel verder, so heel vaagweg, of vermoed ek dit al wel, omdat ek my jou gesig uit die tyd nog redelik goed herinner, en dit is maar net tot voordeel van my verhaal, dat jy in jou hoë funksie 'n sprekende en waaragtige getuie daarvan is. Wees dus so goed om verder na my te luister. En dit is so wonderlik vir my dat Joshua die mense almal hier by mekaar laat kom het. Van verskillende gebiede het hulle almal by mekaar gekom om hierdie vergadering nou te hê. En elke keer is daar 'n ander getuie. 'n Getuie wat sê, ja, dit is so, ek was daar. In die vorige verhaal was die getuienis gewees dat daai gestorwe vrouens gesê het, hulle praat oor die godheid wat nou op aarde gebore is, en dat hy eendag, wat hy al hom in Galilea sal ontmoet, en dit het presies so gebeur. So daar is nog 'n getuienis van die verhaal, en ons het die wet wat sê op die getuienis van 2 of 3, berus die waarheid. Omdat die 7 sulke boosaardige duiwels was, besluit Cornelius dan ook om, as afskrikwekkende voorbeeld, sonder mededoe, wat eintlik maar ook medelee is, teenoor hulle op te tree. Dit bestaan daarin dat hulle allereers 14 volle dae lank die dood in die vooruitsig kry, terwyl hulle gedurende hierdie tyd daagliks heel realisties voorgelees word oor die martelings wat hulle te wag te staan. Oorigens word hulle tydens hierdie verskriklike tyd goed gevoed, sodat die lewe vir hulle baie aangenaam sou lyk, en die met sekerheid te verwagte pynlike dood hulle des te bitterder sou voorkom. Ek het tesame met my vader hierdie kerels ongeveer 5 maal besoek. Sien hulle egter aan die einde steeds rook, soos 'n half verkoelde en nog gloeiende houtblok, en die damp en rook versprei. Onthou nou, hierdie rook sien hy in die gees, dit is nie fisies waarneembaar nie. In elk geval, in vir my neus 'n ondraaglike stank, wat waarskynlik op hierdie wêreld met niks te vergelyk is nie. Hoe langer hulle wagtyd duur, en hoe nader hulle verskriklike dag kom, des te deurdringender word die damp, rook en stank. Dit is te verstaane dat die kleur van die 7 duiwels nog meer verander as die van 'n verkleer mannetjie. So dit is nou wat gebeur in daai tyd van afwagting, waar hulle so verskriklik vrees ingejaag word deur die Romeinse regter. Eindelik kom die vreeslike dag van verskrikking. Die geregsdienaars en die beelsnegte kom, en die 7 word in die openbaar, in die aanwesigheid van duisende toeskouers, tot op hulle skaamte ontklee, en vervolgens tot bloedens toe gegeesel. 'n Beelsneg is nou meer die Hollandse woord, maar is eintlik laksman. Almal van ons ken wie's die laksman. Daar was jarelang 'n laksman in Pretoria.
wat by Pretoria Sentraal teregstellings bewerk het. Nou, hulle noem hulle beeldsknegte. Ek kon hierdie teregstelling slegs van ver af sien, maar merk tog op dat tydens hierdie behandeling 'n aantal swart vlermuise, soos 'n swerm bye uit die gegeseldes wegvlieg, en het lyk of klein vleiende drake hulle bo die gegeseldes verhef, wat nou al heel wat minder damp en rook. Hierdie damp en rook en stank kom van die bose geeste af, net soos wat in die hemelse toestand 'n ontsettende aangename geur die hele omgewing vervul, en partykeer kan ons dit ruik hier op aarde. Ek het dit eenmaal baie duidelik hier waargeneem waar ek nou sit. En dit was 'n parfuumreuk wat ek nog nooit voorheen geruik het nie. En dit was net vir 'n paar oomblikke en toe is dit weg. En dit was nie dat 'n vrou iets aangespuit het of niks nie. En ek dink Karel kan ook getuig dat soms daai reuk nie sigbaar is nie, is reukbaar is vir ons. Maar net so, wanneer jy met die bose te doen het, kom daai onsaglike stank by, wat nie eers in die naaste by klas van 'n rioolstank is nie. Jy wil doodgaan, maar dit is hoe dit in die hel gaan, dit is hoe dit ook stink in die hel. En nou bring hierdie demoniese wesens dit in, en nou, in die Engelse woord is vir my 'n mooi woord, dit oes uit hierdie roofmoordenaars uit. Dit sypel uit. En dit is geweldige stank, maar dit is ook goed vir hulle dat hierdie goed nou uitgaan. Maar nadat die 7 op barbaarse wyse gegeesel was, dit beteken pak slaag gekry het met 'n kats, merk ek dat hulle eers heel duiwels uitsiende gesigte 'n ietwat mensliker uitdrukking kry, en dat die misdadigers ook swakker en banger word. Hulle laat my dink aan dronk mense wat skaars weet wat daar met hulle gebeur. Ek vind dit baie vreemd dat hierdie vroeëre woestelinge nou so mak soos lammetjies begin word het. Na die geeseling word daar 7 kruise gehaal, en elke misdadiger kry een op sy skouers om na Golgotha te dra, wat sedert lankal die algemene teregstellingsplek van die Romeine was. Maar ondanks alle stampe, sla en mishandelinge, was geen een van hulle in staat om met die doodslas wat hom opgelees, ook maar 'n voet te versit nie. Daarom laat die mense 'n groot waakom, ingespan met 2 sterk osse, lê eers die kruise daarop, en dan daarbo op die misdadigers, bind alles met toue en kettinge stewig vas, en ry toe na Golgotha. Daar aangekom, waarheen behalwe ek self en my vader, maar min van die volk gevolg het, vanweë die verskriklike wreedheid, maak die mense alles weer los, sleep die misdadigers wat van bloed drup van die wa af, bind dadelik die een na die ander met growwe en van dorings voorsiene toue, stewig aan die kruispale vas, en plaas dit toe regop in die gate wat spesiaal daarvoor in die rots uitgekap was. Nou begin die misdadigers eers regtig te skreeu en vreeslik te kerm. Dit moes gewis vir hulle ondraaglike pyn veroorsaak het, want ten eerste was hulle liggame al heeltemal oopgeskeur. Onthou, daai kats is nie net 'n sweep nie. Daai kats wat hulle gehad het, het meer tot by 10 toue, en dan het die tou lemmetjies in. En die lemmetjies sny dan vir jou oop wanneer hulle jou slaan. So, dit is 'n baie wreedaardige manier om 'n pak slaag te kry. En ja, want so 'n kruis is weliswaar stewig, maar verder altyd so grof moontlik tot 'n kruis saamgevoeg. En dit moet by die een wat met 'n gesonde liggaam met hande, voete en middel daarteen vasgebind word, al sonder meer ondraaglike pyn veroorsaak.
laat staan nog by iemand wat reeds meer as verskriklik belemmerd is, weens foltering. Ek het dit slegs daarom so uitvoerig beskryf, sodat julle broers, in die teenwoordigheid van die meester, die nou volgende des te makliker kan begryp, en terselfdertyd ook om aan te toon, hoe standvastig en getrou die geëerde Cornelius sy woord as regter nagekom het. Hoe langer die 7 aan die kruise hang, des te verskrikliker word hulle geskreeu, en des te ontsettender lasteringe en vloeke uiter hulle, tot hulle na ongeveer 3 uur, omdat hulle heeltemal hees en hulle stem kwyt was, slegs nog maar bloederig kwyl, en hulle tonge en lippe stikkend byt. Na 7 volle ure word hulle rustiger, en dit lyk asof hulle almal gelyktydig deur 'n senuweeslag getref is. Terwyl ek nou hier lees, dink ek nou aan ons verlosser Joshua wat nou daarby staan, sodat hierdie Mattheël die getuienis kan lewer. En hy het presies geweet dat dit sy pad gaan wees. En dit moes vir hom as mens baie moeilik gewees het om hierdie verhaal te hoor en te weet dat oor 'n paar jaar is dit my lot. En dan dink 'n mens, hoe het Joshua aangegaan met hierdie groot skadu wat oor hom was? Nie is 'n skadu nie, maar dit is 'n verskriklike ding, waar hy nog al sy werk en al sy liefde kon uitdra, ten spyte van hierdie groot las wat oor hom gehang het. Ek het dit in die klein belewe toe ons kinders was in die skool. As jy op Vrydag 'n toets geskryf het, dan word dit nagesien, en die onderwyser wat altyd wiskunde gegee het vir jou, as jou punte onder is, dan het hy vir jou 'n pak slaag gegee. Daar was nie stories nie, almal moes buk. Maar dan gee jy nie vir jou Vrydag pak slaag nie. Hy sê ons sal maandagoggend met die periode, dan sal ons die goed afhandel. Nou jy daar hele naweek, jy kuier by jou huis en jy is lekker vrolik en skielik, dan dink jy aan hierdie goed. En dit is baie meer sielkundig 'n straf vir jou, as die paar houe op jou bout, want dit het jy nou al baie gevoel. Het is net vir 'n rukkie seer en dan is dit weg. Maar daai sielkundige marteling, dit is erg. En dit moes Joshua vir 3,5, vir sy lewe, want hy het geweet, vir 33 jaar het hy dit geweet. En hy het nog steeds neergedruk met alles vir ons. Vers 13 gaan hy aan. Ek moet egter eerlik beken, dat dit alles vir my uiteindelik tog nie baie prysenswaardig voorgekom het nie. Ondanks die feit dat hulle, toe hulle nog vry rondgeloop het, soos egte duiwels te kere gegaan het, en daar beslis niemand in die hele Jerusalem en Judea was, wat ook maar een van die 7 sou betreur het nie. Maar dit is so, die wet skryf dit voor, en in die oë van die wêreld het hulle dit verdien. Van dit wat ons tans, o meester, uit u mond gehoor het, en wat u ons laat sien het toe natuurlik geen mens ook maar die geringste vermoede gehad nie. En dus was dit regverdig en tereg, om hierdie 7 as afskrikwekkende voorbeeld vir die baie, wat op die een of ander wyse dieselfde doen, uiters swaar volgens die wet te straf. Maar hoe weersinwekkend gruwelik die hele verhaal tot nou toe al was, dit verdwyn volkome in die niet, by die vervolg daarvan wat ek julle nou gaan vertel. By hierdie 7 begin hom nou ook op die hoogte van die bors 'n vreemde soort gitswart nevel en rook te ontwikkel. Dit is nou die siel van hierdie roofmoordenaars wat nou begin loskom van die liggaam af, wat uitdui tot 2 maal die grootte van hulle wat aan die kruis hang. Ek sien ook die bepaalde nevelige draad raak, waarmee die na buite gekome nevel met die nog koorsig en krampagtig rukkende liggaam in verbinding is. Dit is daai draad, die silwerdraad wat ons van lees in die boek van Salomo, die boek Prediker.
in die laaste hoofstuk. Die swart nevel gaan egter nie oor in menslike vorm nie, maar in die verskriklike vorm van 'n groot, heeltemal swart tier, wat egter asof met bloed gestreep is. Jy kan nou in jou verbeelding so 'n tier voorstel, so 'n tipe van 'n puma met bloedstrepe. Sodra hierdie swart gediertes hulle vorm gekry het, begin hulle dadelik op vreeslike wyse te kere gaan, en hulle probeer hulle self met alle mag heeltemal van die liggaam losmaak. Maar dit gebeur nie, want die lewenssnoere is so taai, dat hulle onmoontlik deur enige geweld te breek is. Dit alles, onthou die ouetjie is maar 12 jaar, nou sien hy hierdie verskriklike goed. Dit alles word vir my te gek, en te afgrystelik. En omdat dit toch alreeds ruim 'n uur na die middel van die dag was, dis 1 uur die middag, gaan ek en my vader huis toe, en eers onderweg vertel ek my vader wat ek alles tydens die verloop van die kruisiging gesien het. Hy herken aan my weliswaar dat hy niks dergeliks gesien het nie, maar dat hy my oë goed dopgehou het, en uit hulle stip gevestigde heen en weer gly, goed waargeneem het dat ek daar iets besonders moes sien. Daarom glo hy ook die getrouheid van my woord. Hy as geneesheer van soort noodgevalle, en as filosoof en terselfdertyd teosoof, ontdek veel gedenkwaardigs daarin. Hoewel hy ondanks al sy filosofie en teosofie evenveel van my verhale verstaan as ek self, maar hy neem hom voor om teen die aand tog weer daarheen te gaan, om deur my nog verdere waarnemings te kan doen, en om by geleentheid die Sadduseërs eendag flink te kon vertel, dat hulle die grootste osse en esels is, as hulle die onsterflikheid van die menslike siel loon of ontken. En dit weet ons, die Bybel sê vir ons, die Sadduseërs het in geen lewe na die dood geglo nie. So hier is 'n skrikwekkende verhaal, wat nou verder gaan in die volgende hoofstuk, van hierdie egte duiwels wat doodgaan. En die groot verskil hierin is nou, dat die siel 'n dierevorm het, en omdat die tier die naaste dier is wat verwant was aan hulle geaardheid met sterfte, is dit die vorm wat die siel aanneem. Onthou, ons siel, en dit staan in Handelinge 8, dink ek, die siel van Cornelius was in 'n laken vol diere, allerhande gemengde diere. Ons siel is 'n kompendium, is 'n samestelling van alle diere op die aarde, alle plante op die aarde en alle minerale soorte op die aarde. Wanneer Vader sê, gaan en heers oor die skepping, is sy eerste opdrag, gaan en heers oor jou siel. Want jy het die vermoë gekry, Vader het van sy gees vir jou gegee, sodat jou siel in staat kan wees, om al die emosies wat hier binne is, onder beheer te hou. Soos wat hierdie roofmoordenaars, die emosies om te moor en te roof en te martel, hulle moes daaroor heers, maar hulle wou nie. Dit was vir hulle te lekker, omdat daar soveel sataniese invloed by hulle was. Hulle was heeltemal beset van hierdie geeste wat ons gelees het soos vlermuise en klein drake uit hulle uitgegaan en 'n geweldige stank afgegee. Maar dit is die toestand van so 'n mens se siel. En ons het baie keer sulke mense baie naby aan ons, wat presies daai geaardheid uitleef van 'n wreedaardige dier. Maar jy sal dit nie sê as jy hom sien nie, want gewoonlik is hulle die grootste 2-gat jakkalse. Wat hy vir jou sê en wat hy werklik binne-in is 2 heel verskillende dinge. Maar dit is dan
nie Vader wat vir hom 'n tiersiel gegee het nie, en gesê het, omdat jy so baie nonsens gemaak het nie, maak ek jou nou 'n tier, en nou moet jy in die hel gaan soos 'n tier. Want onthou, hy gaan nie terug diereryk toe. Hierdie demoniese manifestasie van 'n tier, is 'n ding wat nou geoordeel is, omdat hierdie roofmoordenaars 'n gewete gehad het, en 'n besef van God en die wet. Dis nie dat hulle vreemd was daarvoor nie. En daarom sal hulle nou in daai vorm aan die ander kant verskyn by soortgelyke, wreedaardige ander siele. Dalk nie elkeen met die voorkoms van 'n tier nie, maar van enige iets anders wat wreed en sleg is. En dit is dan sy lot, om daar te bly en dan daar met soortgelykes, nie nou met onskuldige slagoffers wat hulle gevang het en op dood gemartel het nie, maar met ander wat ook soos hulle gewapen is, en dieselfde gesindheid het in hulle, en nie gaan toelaat dat hulle daar sommer doodgemaak word nie. Alhoewel jy nie kan sterf aan die ander kant nie, kan jy wel die pyn van dood ervaar. Dit het Vader vir ons al baie duidelik gegee. So daar wag 'n groot marteling vir hierdie, hulle 7 van hierdie duiwels aan die ander kant. En hoe lank dit kan volhou, kan ek nie sê nie, maar daar's plekke waar Yeshua sê, daar's nog siele wat voor die vloed so boos was, en wat nou nog in daai helstoestand is. Hulle kan nie daar uitkom nie, want hulle wil nie daar uitkom nie. So hier is inligting wat ons voorheen nie gehad het nie, getuienis van 'n ou wat daar bygestaan het, wat daar was en in die gees kon sien. Joshua stop hom nie, sê nie vir hom, hoorie, jy praat nou nonsens nie. Hy sê vir hom, vertel jy, want jy het baie kennis. En Cornelius is ook 'n getuie dan nou, van dat dit werklik gebeur het. Ons sal dan maandag verder gaan, sien ons wat Joshua vir ons hier in hierdie geval sê. Lees maar weer die goed deur, want dis diep goed. Dis nie goed, dis nie algemene goed nie, dis goed wat jy nou vir die eerste keer dalk hoor. En ek het seker al hierdie boeke 5-6 keer plus gelees, en nou eers het ek werklik goed ingesien hier, wat ek nie voorheen ingesien het nie. Want soos 'n mens kennis bykry van ander bronne af, Vader, maar ander waarheidsbronne, dan verhoog jou insig, en dan sien jy 'n bietjie dieper in die ding. Dit is die ander bewys, dat dit Gods woord is, want jy sal nooit ophou insig kry in dieper waarhede in die ding wat jy nou lees nie. Baie dankie, ons praat dan maandag verder.